Die katekisasie is na afloop van die erediens. Ons Bybelstudies is hierdie week weer normaal. Woensdag om 6:00 is ons Galasië hoofstuk 3 Bybelstudie. En dan donderdag om 9:30 aanbid God en ons begin dan by die wet. Ter approbasie as die Jaken vir wijk 3, broer Gerry Miller, ter approbasie beteken die naam word 3 keer afgekondig en die gemeente het geleentheid vir getuienis. Liefde en leed, ons is dankbaar broer en suster, daar was 'n hele klompie van ons lidmate wat in hospitale was die afgelope week. Ons is dankbaar, hulle is uit die hospitaal uit, daar's ene wat nog in die hospitaal is. Ek vra maar dat u ook sal dink aan almal wat in die algemeen siek is in hierdie tyd. U kan sien ook baie van ons lidmate kan nie vanoggend hier wees nie. Bid vir mekaar en bid vir beterskap. Ons begin dan ons erediens, broer en suster. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die en. Ons sing saam Psalm 133, vers 1 en vers 2. Vrede, so sal wat gunstig toeberei, maar ons wolfe sagte geur versprei, sy baard oordrup en uil gekleed deurtrek, so sal die liefde wek. Dis ons die dou van Hermon ryknis reën, op see ons berg die Heer gebied die seën, die lewe tot in Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, en gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek.
Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister, broer en suster, na die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Psalm 130, vers 1 en 2, en dan daarna gaan ek hier voor in gebed. By dieptes ons verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. In diep van donker nagte roep ek, o Here,
Laat ons saam bid. Heilige en almagtige Vader, ons roep U aan, maar ons vergeet nie dat U ons God is wat Vader, Seun en Heilige Gees is nie. En ons aanbid U in diepe aanbidding. Ons prys U vir die volmaakte ewige gemeenskap en die heilige liefde wat daarvan altyd af tussen U in die drie-eenheid bestaan het. Uit hierdie ryk vloed van U goddelike liefde en wysheid het U ons geskep en die kerk as U familie bymekaar gebring. Aan U alleen behoort al die lof en die eer. En ons kan sekerlik sê dat U liefde is die begin en die einde van alles in hierdie ganse heelal. Ons bid nou vir die bediening van U woord in hierdie gemeente. Skenk die predikant die vrymoedigheid en wysheid om die evangelie suiwer te verkondig. Stort die Heilige Gees kragtig uit oor elke kerkbank. Vernuwe ons harte deur die Gees, sodat U belydenis, die belydenis wat ons elke Sondag ook hier uitspreek, dat ons glo in die gemeenskap van die heiliges, nie net op papier sal staan nie, maar dat dit werklik 'n werklikheid sal word in ons hande en in ons voete in hierdie week. Heilig ons om mekaar se laste te dra. Skenk ons 'n oog wat sien vir elke mens wat alleen is, 'n oop deur van gasvryheid en 'n bereidwillige hart om waarlik te luister. Maak ons gemeente 'n veilige vaderhuis vir baie mense wat eensaam en alleen is. In die besonder dink ons aan hulle wat enkelouers is en die kinders in daardie huwelike. Waar maak U liefde tasbaar onder ons. Aan U alleen, die drie-enige God, wat aan ons almal 'n tuiste gegee het in hierdie gemeente, behoort al die lof, eer en aanbidding tot in ewigheid. Laat hierdie woord deur U kragtige werking vrug dra, sodat die heerlikheid in ons sorg vir mekaar weerspieël sal word. In die naam van Christus bid ons saam. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam uit die woord van die Here. Eerste uit Jakobus. Jakobus hoofstuk 1 vers 22 tot 27. Broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Maar let op jouself dat ook jy nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. As iemand werklik meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, bedrieg hy homself. Elkeen moet sy eie dade beoordeel. Dan sal hy trots kan wees slegs wat homself betref en nie wat 'n ander persoon betref nie. Want elkeen moet sy eie las dra. Wie onderrig in die woord ontvang, moet die een wat hom onderrig laat deel in al die goeie dinge wat hy besit. Moet julle nie laat mislei nie, God laat hom nie bespot nie. Wat die mens ook al saai, sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees vernietiging oes, maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe oes. Laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof. Dit was natuurlik Galasiërs gewees, broer en suster. Ons is nou by Jakobus hoofstuk 1, vers 22 tot 27. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders, wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het.
maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself, so 'n mens se godsdiens is vergeefs. Dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle elende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. En daar sien jy dit, broer en suster, weer ons teksverse. Galasiërs hoofstuk 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jakobus 1 vers 27, dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle elende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Daar is 'n wesenlike gevaar by ons as gereformeerdes. Ons is baie lief vir die verbond en ons praat baie graag oor die verbond. Die verbond kom veral ter sprake by die doop van kinders. Maar broer en suster, as ons dan erns maak met die verbond, dan sal ons aandag gee aan die inhoud van die volgende boodskap wat die Heilige Gees vir ons gee. Die wêreld waarin ons lewe is 'n wêreld wat teen 'n verskriklike spoed beweeg. Deesdae spandeer ek 'n bietjie tyd daaraan om agter te kom hoe mense probeer om die spoed van die wêreld te breek. En u sal agterkom dat baie mense hulle letterlik uit die wêreld uit onttrek. Hulle bedank hulle werke en hulle gaan bly ernstig op die platteland en hulle probeer doeteenvoudig die tempo van hulle lewe af te bring. Daar is van hulle wat doeteenvoudig die bietjie geld wat hulle het hou en sê dit is genoeg vir die res van my lewe en as dit op is, dan daarna sal ek sien wat gaan ek doen. Maar hulle probeer die spoed af te bring. En dis 'n groeiende tendens en dis nie net in die wêreld nie. Ek kan maar vir u sê, u kan dit navors. Dis vinnig besig om ook in Suid-Afrika te gebeur. Deel van hierdie krisis is die eensaamheid van mense. Dat mense vir hulle self sê, ek bly in Gauteng of ek bly in Kaapstad en ek is tussen 'n klomp mense, maar ek besef net, ek is absoluut alleen. U onthou almal die COVID-krisis wat ons gehad het. Nou dit was 'n pandemie. Maar hierdie is die ander groot pandemie wat ek bevrees is, besig is om in die wêreld toe te slaan. En ek is nie altyd seker of ons as die kerk hierdie probleem aanspreek nie. Ons hemelse Vader het mense geskep om nie alleen te wees nie. En dit moet u baie duidelik uit die Bybel hoor. Wanneer ons hemelse Vader skep, dan sê hy van alles wat hy geskep het, by herhaling dat dit is goed. Maar die een ding wat hy sien wat nie goed is nie, en onthou nou Adam het die verhouding met God self gehad, is dat God sê, dit is nie goed dat Adam alleen is nie. En dit is voor die sondeval. Nie eers na die sondeval nie. En hierdie skeurlyn loop vandag ook in hierdie gemeente deur die lewens van mense oor verskillende redes. En ek wil vir u sê, die rede maak eintlik nie soveel saak nie. Ons maak van die rede meer as wat dit nodig is. Of dit is as gevolg van dood, of dit is as gevolg van 'n egskeiding, of watter rede dit ook al mag wees dat mense of gesinne hulle in hierdie situasie bevind, dit is eintlik nie vir ons om oor te oordeel nie. Ons is 'n gemeente waar daar baie van die paas is van die gemeente wat vir maande weg is van die huis af. Wat daar nie 'n pa by die huis is nie, omdat hy besig is om meeste van die tyd in die buiteland te werk. Ons het 'n roeping. Ons het 'n roeping teenoor mekaar om praktiese Christene te wees in mekaar se lewens.
Jakobus skryf in hoofstuk 1 vers 22, julle moet daders van die woord wees en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Ons het gepraat oor die verbond, ons het 'n suiwere leer, ons is dankbaar vir ons gemeente, vir ons regsinnigheid en dat ons op die regte pad is. Maar wat doen ons aan hierdie dinge wat ek al reeds genoem het? Is ons nie besig om onsself te bedrieg nie? Ons bekommer ons oor 'n klomp goed waaroor ons nie eintlik bekommerd moet wees nie. Besig daarmee, en ons praat daaroor, maar ons pas dit nie toe nie. Jakobus sê in vers 27, gee hy 'n definisie van wat suiwer godsdiens is. Hy sê, suiwer en onbevlekte godsdiens voor God die Vader is dit. En weet jy, ek het gaan sit en dink, het ek al ooit in my lewe as 'n predikant iemand gehoor wat dit aanspreek in 'n preek, in 'n gereformeerde kerk? En ek het nie. Ek het nie. En ek self het ook nie. Tot vanoggend. Suiwer en onbevlekte godsdiens voor God die Vader is dit. Weet jy wat kom na daai dubbelpunt? Om weeskinders en weduwees in hulle verdrukking by te staan. En onmiddellik kan jy sê, ja, maar dominee, die diakonie gee tog baie geld vir die weeshuise, vir die president Kreer kinderhuise van ons kerkverband. En jy's reg, en jy troos jouself daarmee. Maar ek sê vir jou, ek en jy kan ons nie meer daarmee troos nie. Want dit gaan nie net hier oor weduwees en wese nie. Ek vra vir u, wie is die weduwees en die wese van die tyd waarin ons lewe? Is dit nie ook die geskeides, met die wat enkel ouers moet wees nie? Is dit nie ook die gesinne waar die pa van baie keer vir maande nie hier is nie? Is dit nie al daardie mense wat sit in gebroke situasies en in gebroke gesinne nie? Is dit nie ook hulle nie? In die antieke wêreld van destyds was die probleem, die oomblik as jy 'n weduwee geword het, of jy het 'n weeskind geword, het jy nie meer ekonomiese mag gehad nie, en daar was niemand wat na jou gekyk het nie. Niemand het vir jou omgegee nie. Jy was 'n maklike teiken gewees, wat deur mense vertrap kan word. Onthou wat skryf Jakobus hier, hy sê, suiwer en onbevlekte godsdiens voor God die Vader is dit. Is die volgende. Om weeskinders en weduwees in hulle verdrukking by te staan. En waar het ek en jy dit al prakties gedoen? Die verbond moet vir ons 'n aksie wees. En daarom moet ons as 'n gemeente 'n vaderhuis wees vir enkelouers, en ek wil daarmee sê vir almal wat in hierdie tipe van situasie is, en ook vir hulle kinders. Dis agterkom ek het 'n paar aanpassings gemaak aan hierdie indeling. Ons Here Jesus het die behoefte van 'n kind se hart op aarde raak gesien. Weet, as u die evangelies gaan lees, dan sal u vind, hy's nie net ons saligmaker, die een wat ons salig maak nie, maar hy is ook die perfekte voorbeeld hiervan, deurdat hy nooit by 'n weduwee of by 'n weeskind verbygeloop het sonder om iets te doen en hulle lewe aan te raak nie. In Lukas 7 kry ons 'n tipiese voorbeeld waar die lijkstoet van die weduwee van Nain se enigste seun by hom verbykom. Sy het haar enigste seun verloor en dit het vir haar uiteindelik haar wêreld tot stilstand gebring. En die Bybel sê vir ons dat die Here Jesus het na dit alles gekyk en hierdie toneel van hierdie vrou, en hy het haar innig jammer gekry. En ons kyk na mekaar, en daar's dikwels geen jammerte in ons wanneer ons na mekaar kyk nie. Wanneer hy aan die kruis op Golgotha hang, en hy's in daardie ontsettende drukpers, en dit gaan met hom so moeilik en so swaar, hy's besig om sy lewe te veg vir sy lewe, dan spandeer hy nog tyd aan die saak van sy eie ma, wat hierna in 'n situasie gaan wees dat haar oudste seun leef nie meer nie. Hy spreek dit aan die kruis, van
die goed wat hy sê aan die kruis, en dit was min, daar was net 7 dinge wat hy gesê het aan die kruis, is een van die goed wat hy sê vir sy ma, is daar is u seun, en vir Johannes, daar is jou moeder. Hy spreek dit aan. Die nood in ons ouer huise, broer en suster, is nie net 'n logistieke probleem nie, dis nie net 'n finansiële probleem nie. Jy en ek gaan nie net die diakens soontoe kan stuur nie. En ek wil werklik vir die diakens sê, u moet in die huisbesoeke, moet u fokus op hierdie mense. Ek doen my huisbesoeke, ek kom by hulle en dit is tragies. Dis hartverskeurend tragies. Om te sien wat is besig om in ons eie gemeente, in ons eie huise te gebeur by hierdie mense. Daar is nie 'n pa nie, of daar is nie 'n ma nie. Die Here het ons gesinne so beplan, broer en suster, dat daar 'n pa moet wees wat sekuriteit gee, en wat grense stel, en soms 'n kind uitvat en hom 'n pak gee. Dat daar 'n ma moet wees wat koestering moet bring, en emosionele geborgenheid. En ek het self ervaar in my lewe in die gemeente, dat die gemeente kan dit doen. Die gemeente kan dit vir mekaar beteken, maar dan nie net vir die predikant en sy gesin nie. En dan is daar die kinders in daardie huise. Dis daar waar 'n mens se hart werklik wil breek. Hulle soek na riglyne, hulle soek na 'n voorbeeld. Ek spandeer ure se tyd aan kinders. As ons nie vir hulle spieëls gaan wees waarna hulle kan kyk nie, of jy 'n man of jy 'n vrou is nie, broer en suster, dan gaan hulle daardie voorbeelde daar buitekant in die wêreld gaan soek. En hulle gaan die verkeerde voorbeelde kry. En ons gaan groot hartseer hê in hierdie gemeente. Die gemeente het voorheen ook al dit gedoen vir ander kinders in die gemeente, met groot sukses en dankbaarheid, wat vandag volwasse lidmate van die gemeente is. Die krag van die Heilige Gees in ons as gemeente se plig. Die Heilige Gees, broer en suster, gee vir ons die krag dat ons hierdie groot opdrag kan uitvoer. Dis tragies wanneer mense se lewe op hierdie wyse ontwrig word, of dit nou is deur dood, of dit is weens 'n gebroke huwelik. Maar ek en jy moet bid vir harte wat vernuwe moet word. Dat ons moet wegkom van ons selfgesentreerde beheptheid met onsself. Jy weet, alles wat ons doen, van die motor wat ons koop, tot die klere wat ons aantrek, is 'n beheptheid met onsself. Kyk net na onsself, besig met ons pyn en ons hartseer. Ons kyk nie om ons rond nie, my siekte, my swaar kry. Jy sien nie daardie kind wat probeer om jou aandag te kry nie. Dit gebeur hier in hierdie vierkant waar ons saam sit en kuier. Mense raak ongeduldig, jak af. Dis dan sieer hulle van mense wat in hierdie posisie is. 'n Baie groot persentasie van hierdie gemeente is alleen, enkellopend as gevolg van hierdie redes. Die Heilige Gees het ons aan mekaar gebind, broer en suster, sodat ons hierdie mure van isolasie sal breek. Die Heilige Gees gee aan ons die vrymoedigheid om met na mense toe uit te reik, om betrokke te raak in hulle lewens. Daar's 'n vrou in hierdie gemeente, wat die afgelope 22 jaar nie in hierdie kerk was nie. Het u haar al besoek? 22 jaar is sy bedlêend. Weet u van haar? Het u haar al besoek? Sy is bitter alleen. Die Heilige Gees gee aan ons die vrymoedigheid om na haar toe te gaan en by haar te gaan kuier, met haar te gesels, vir haar om te gee. Wanneer 'n kind in die gemeente gedoop word, het ons die idee dat die doop van daai kind is die verantwoordelikheid van die ouers. My broer en suster, u wat nou gereformeerd is soos wat ek is, hoekom doop ons dan nie die kinders by die huise nie? Onthou u hierdie katekisasie vraag wat u dominee vir u gevra het, toe u gekatkiseer het. Want die gemeente het daarby 'n direkte belang.
Soos daai kind en die kinders waarvan ek praat, is kinders wat in die gemeente gedoop is. En baie van u was die dag hier toe hulle gedoop is. Toe het jy gesê, en dit staan ook daar in ons formulier, dat ons sal daar die ouers help en ondersteun. En intussen het mense se lewe totaal en al onderste bo gedraai. Hoe help en ondersteun ek en jy as gemeente daardie mense, wat hulle kinders in hierdie gemeente gedoop het? Ons het 'n verantwoordelikheid, die Here sê vir ons in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en gee op die wyse uitvoering aan die wet van Christus. As jy regtig bekommerd is oor die wet van die Here, moenie al ewig gaan kyk hoe ander mense die wet van die Here oortree nie. Waar dra jy iemand se las? Waar is jy besig om iemand te help? Galasiërs 6 vers 10, laat ons dan terwyl ons die geleentheid het aan almal goed doen, maar veral aan die huisgenote van die geloof. Die huisgenote van die geloof is daardie mense wat saam met jou in hierdie gemeente is. Ons is 'n familie wat ons hemelse Vader deur sy Gees bymekaar gebring het in hierdie gemeente. Ons het net nou bely, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Dit staan hier in hierdie psalmboek op papier. Op papier. Dit moet hande kry en dit moet voete kry, broer en suster. Anders is daai belydenis die papier nie werd waarop dit staan nie. Want dit het geen betekenis nie. Dit help nie, ons skryf die regte goed op papier nie. En ons leef dit nie. Help nie net ons praat, dat ons 'n huisgesin van ons Vader is en 'n veilige hawe nie. Die verbond moet 'n aksie word by ons. En dit is nie net die predikant se verantwoordelikheid nie. Die mans in ons gemeente, broers, wil werklik vir julle sê, ek sit by 'n seun. En hy soek 'n pa. En hy het nie 'n pa nie. En ek weet, ek gaan nie vir hom die pa kan wees, want ek gaan nie die hele tyd daar kan wees, om alles vir hom te wees wat ek moet wees nie. As jy volgende keer aan jou kar gaan werk of gaan visvang, hoekom vra jy hom nie saam nie? Gaan vra vir hom, hoe gaan dit met sy sport? Gaan vir 'n verandering, gaan kyk 'n wedstryd waarin hy speel. Hier's vroue in die gemeente, wat werklik 'n verskil maak, en ek haal my hoed vir hulle af. Julle bring groot vreugde in huisgesinne, deurdat julle omgee, deurdat julle iets gaan afgee daar, maar vat ook 'n bietjie die kinders vir 'n middag. Weet jy hoe uitgeput en oorlaai en moeg is party ma's of enkel ouers, wat alles probeer wees, jy moet pa en ma wees vir 1 of 2 of selfs 3 kinders, kan net nie daarby uitkom nie. En vir ons as 'n gemeente, broer en suster, kom ons los die praat oor mekaar en ons praat eerder met mekaar. Kom ons gaan praat met hierdie mense en ons gaan praat veral met hierdie kind. As jy 'n kind nie raak sien as hy 'n kind is nie, moenie verwag hy gaan jou raak sien as hy eendag 'n groot mens is nie. As hierdie gemeente, die kinders, daardie kinders, nie gaan nou raak sien as hulle kinders is nie, broer en suster, hoe verwag ons dat hulle in hierdie gemeente gaan bly? Laat ons werklik daders word van die woord van die Here en nie net hoorders nie. Laat ons werklik in die voetspore van ons Here Jesus Christus loop en laat ons werklik mense wees wat aan hierdie ding iets doen onder leiding van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 105 vers 4, 5 en 6. Volk uit Abraham gebore, uit Jakob deur God uitverkore. O volk wat soveel guns geniet, verhoog die Here in sang en lied.
tot de wêreld rond. Vrees vir die oordeel van sy mond. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag, tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Die Heer wat nooit sy waarheid krenk nie, sal hy dan nie die eed gedenk nie. Aan Isak en sy trou gesweer, hy het dit ook vir Jakob weer, as wet gegee, as bondsbestel, in ewigheid aan Israel. Ons lees saam, broer en suster, Genesis, hoofstuk 2, vers 18 tot 25. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en die voëls van die hemel, en hy bring hulle na die mens om te sien wat hy hulle sou noem, en wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. En so het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld. Maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. Die Here God het toe die ribbebeen wat hy van die mens geneem het, omgebou tot 'n vrou en haar na die mens gebring. En toe sê die mens, hierdie een is die keer been van uit my eie gebeente, vlees uit my eie vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Hulle twee was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. 'n merkwaardige gedeelte in die woord van die Here is Prediker 4 vers 7 tot 12. En weer het ek iets sinloos gesien onder die son. Daar is iemand alleen, sonder 'n tweede. Hy het nie eers 'n seun of 'n broer nie, maar daar is geen einde in al sy inspanning nie. Sy oë raak nie versadig van rykdom nie. Vir wie vermoei ek my en ontsê ek myself, die goeie? Ook dit is sinloos en 'n slegte saak. 2 is beter as 1, omdat daar vir hulle 'n ruim beloning is vir hulle inspanning. Ja, as hulle val, kan die een sy maat ophelp, maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te help? Ook as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar as daar net een is, hoe kan hy warm word? As iemand die een wil oorweldig, 2 kan teen hom stand hou. 'n 3-dubbele koord word nie maklik gebreek nie. En dan bring ek hier terug na die vers wat ons baie keer aanhaal, wanneer ons te doen kry met mense wat nie wil kerk toe kom nie, maar lees die vers ook 'n bietjie op 'n ander manier. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekomste verwaarloos, so sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom.
Daar het jy al die teksverse, ek gaan hulle nou nie weer almal aan u voorhou nie, broer en suster. Ons het reeds gepraat, broer en suster, oor eensaamheid en oor alleenheid. U weet, dit is vir my opvallend, dat tegnologie is besig om daartoe by te dra. Jy kry dat mense sit by telefone, en hulle praat nie meer met mekaar nie. Jy kry dat mense kan glad nie met mekaar meer praat of met mekaar kommunikeer nie. Dat mense is in een huis in verskillende vertrekke en dan het hulle gesprek met mekaar oor hulle telefone. Ek het letterlik mense met huweliksprobleme wat dit doen. Wanneer hulle probleme het, dan skryf hulle vir mekaar terwyl hulle in dieselfde huis is. So tegnologie wil ek vir u sê, nog 'n voorbeeld van eensaamheid is die gamers. Ek is vas oortuig daarvan dat die gamers waarvan daar 'n paar in ons gemeente is. Hulle is verslaaf aan gaming. Sit die nag deur voor die rekenaar en speel speletjies. Is 'n vorm van eensaamheid, van alleen wees. Iemand in die gemeente, sy is nie meer hier nie, het eendag vir my gesê, haar ouers is nog in die gemeente en hulle is volgende hier. Sy het eendag vir my gesê, Dominee, weet jy, dit voel vir my, niemand sien my raak nie. Absoluut niemand sien my raak wanneer ek by die kerk is nie. Want sy is 'n introvert. Dus moet sy ook leer, en ek het dit ook vir haar gesê, jy moet leer om ook met mense te praat en na mense toe te gaan. Jy moet dit maar doen. Maar daar was ook waarheid in dit wat sy gesê het. En dan is daar mense in ons gemeente wat 'n masker opsit wanneer hulle kerk toe kom, voordat hulle kerk toe kom. En soos wat hulle hier sit, sê ek vir u, is hulle absoluut alleen. Hierdie kan die eerste keer wees wat hulle behoorlik hierdie week kan sosialiseer en kontak hê met mense. En niemand kom by hulle nie. En julle kan nou redeneer, broer en suster, maar ek sê dit vir u kategories. U kan nie verwag dat die predikant moet by almal uitkom nie. Dit is waarom daar ook 'n kerkraad is, en broers, dit is waarom u ook moet huisbesoek doen. Maar ek kan nie by almal uitkom nie, ek kan nie 'n pa wees vir elke kind in die gemeente nie. Ek kan nie 'n vriend wees vir elkeen wat alleen is nie. Ek kan dood eenvoudig nie by almal uitkom nie. Daarom moet ons hierdie selfgesentreerdheid, hierdie beheptheid en besig wees met onsself, moet ons staak. Ons het hoë mure gebou, ons wil veilig wees. As ek hier in Heilbron ry, met my huisbesoeke in die aand, broer en suster, dis die enigste kar wat hier rondry, in hierdie donker strate, want die ligte werk nie meer. Mense kom nie meer by mekaar. Mense kuier nie meer by mekaar. Ons het verlede week het ons iets gehad soos 'n straatbraai. En ek het weer besef, daar is iemand wat 2 huise van my af bly, 'n persoon wat ek baie goed geken het, haar man, is dood. Daai vrou is absoluut alleen. Absoluut. Sy sit in 'n groot huis. En ek het nog niks daaraan gedoen nie. Dis mense, broer en suster, wat by hierdie kerkgebou daar uitstap by daai deure, hulle kom drink nie tee nie. Of wat daar op die punte sit, niemand gaan praat met hulle nie. Jy is gewoond om na dieselfde mense toe te stap. Jou groepie, die mense met wie jy lekker gesels. En so sluit ons ander mense uit. Ons tema is, dat ons as gemeenskap van gelowiges is die medisyne vir hierdie alleenheid in hierdie wêreld. Ek het ook gedink, ek wou dit eintlik anders te sê, en ek kon nie besluit wat een klink vir my die beste nie. In die kerk behoort niemand alleen te wees. Niemand behoort eensaam te wees. Besef jy dit? Dis ons almal se verantwoordelikheid. Ons Vader het ons geskep om nie alleen te wees nie. Ek het al daarna verwys ook in die vorige preek, en u kan sien dat hierdie preke sluit baie nou by mekaar aan. Dat hy gesê het, dit is nie goed dat ons alleen is nie. Dat dit woorde is voor die sondeval. Die sondeval het dit net baie erger gemaak. Daarna kry jy, broer en suster, dat die verhoudings tussen mense is nie meer dieselfde nie. Dit is baie moeiliker, ons is skaam, teruggetrokke. Jy het gehoor, jy weet toch van Adam en Eva wat skaam was oor hulle naaktheid.
Ons wil nie uitreik nie, ons is geneig om in onsself gekeer te raak, besig te wees met onsself, by ons huis te bly, dis vir my lekker by my huis, sê mense vir my baie keer. Want ek vra vir hulle, hoekom kom jy nie na die susters aksies toe? Hoekom woon jy nie die geleenthede by, wat ons as 'n gemeente beplan nie? Wil jy hê ons moet dit maar stop? Wil jy hê ons moet al daai geleenthede stop? Sodat daar geen interaksie meer in die gemeente is nie. Weet jy wat gaan gebeur? Die gemeente gaan ophou bestaan, want ons is 'n gemeenskap van gelowiges, mense wat mekaar ken en vir mekaar omgee. Ons is self besig om hierdie gemeente te maak wat hy is, nie die predikant nie. Vergeet van die predikant. Die predikant kan vandag sterf. Die gemeente gaan aan. Hier sit die gemeente. Die kerkraad besin baie oor die goed of die ewel van Zoom. En ons oorweeg dit werklik om dit maar totaal te stop. Want dit skep ook probleme. Waar is die gemeenskap van gelowiges? Broer en suster, weet jy, ons is geskep deur ons Vader om verhoudings te hê. En ek het net nou in die gebed daarna verwys. Die basis van die bestaan van hierdie heelal is 'n verhouding. Die perfekte liefdevolle verhouding, dit staan bekend teologies as die triumviraat. Met ander woorde, die ewige vrederaad van God, die liefdevolle verhouding tussen die drie persone in die heilige drie-eenheid, in die een wese van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as God ons dan skep, na sy beeld, en hy is die drie-enige God, met die drie persone in die een wese wat in verhouding met mekaar leef, dan sê hy daarmee, ons is self verhoudingswesens, maak nie saak, of ek introvert, ambivert, extrovert, wat ook al werd is nie. Jy is iemand wat nie 'n eiland kan wees nie. Niemand is 'n eiland nie. Dis broer en suster, ek gaan lees die Bybel. God het ons gemaak vir mekaar. Ons Jesus Christus antwoord 2 tipes alleenheid in hierdie wêreld, en ek weet nie of jy weet, daar is eintlik 2 tipes nie, is 'n uiterlike en 'n innerlike alleenheid. Die uiterlike alleenheid kan 'n mens nogal iets aan doen as jy wil. Dit is daardie weduwee se huis wat ek net nou van gepraat het, waar sy 'n groot deel van die dag alleen sit. Dit is wanneer iemand siek is en op 'n bed lê en jy kan nie vir jouself iets doen nie, en dit is nie lekker nie. Dis die jong mense uit die buiteland. Daar's baie van hulle in ons gemeente, en ek sê vir u, hulle is alleen en hulle beland in vreeslike moeilike situasies, daar in die vreemde. Dit is die man wat oor see werk, wat daar alleen is, sy vrou wat hierdie kant alleen is. Daar's baie mense in hierdie gemeente wat absoluut alleen is. En al vir jare alleen is. En dan is daar die innerlike alleenheid. Dis baie moeilik om raak te sien. Dis daai meisie wat vir my gesê het, Dominee, ek dink die mense sien my nie, want hulle praat nie met my nie. Hulle kyk letterlik deur my, om my, oor my. Ek bestaan nie vir hulle nie. En ek kan vir u sê, broer en suster, daar is kinders wat dit sê. Hulle kom dit al agter van hulle kinderdae af, dat dit is hoe hulle is. Hulle beleef dat hulle is vreemd en anders en uitgesluit en uitgedruk. Want 'n ekstrovert is makliker, jy stap daarin en jy gee jouself en mense hou van jou. Jesus Christus, broer en suster, het in sy lewe hier op aarde hierdie tipe van alleenheid op alle vlakke aangespreek. Ek wys hier op die volgende. Hy het doelbewus die randfigure en die alleenlopers gaan opsoek. Belaatsheid het in daai tyd beteken, jy moet buitekant die stad, weg van jou mense, weg van die samelewing af. Hy het die melaatses wat verban was, gesond gemaak, sodat hulle kon teruggaan in hulle gemeenskappe in. Hy het die tollenaar wat gedink het dat niemand hom verstaan nie, omdat hy so kort en so anders en so skelm is, het hy raak gesien. Het u die artikel gelees van Dr. Jan van Jaarsveld in hierdie week se saadkorrel?
oor Saggeus wat raak gesien word. Gaan lees dit. Die Here sien daai koddige mannetjie bo in die vyeboom raak. Hy sien hom raak. Hy sien die vrou raak daar wat alleen is by die put. Die vrou wat die klomp mans gehad het, wat niemand eintlik iets mee te doen wil hê nie. Maar hy loop nie net by haar verby nie. In sy diepste lyding, broer en suster, in sy uiterste isolasie in die tuin van Getsemane, as sy vriende aan die slaap raak en van hom vergeet, dan vergeet hy nog nie van hulle nie. In sy absolute Godverlatenheid ter wille van ons. My God, waarom het U my verlaat? Hoekom doen hy dit? Want hy vergeet nie van ons nie, genadiglik nie. Nou wil ek vir u vra. Ons het die Heilige Gees ontvang, broer en suster. Die Heilige Gees is op hierdie gemeente ook uitgestort. Die Heilige Gees is aan die gemeente, aan elkeen van ons gegee, om die selfsugtigheid in die gemeente te deurbreek. Die sekerheid van onsself, en al die dinge waarop ons lewe bou. Hy gee aan ons vrymoedigheid en hy dryf ons. Hy het my hierdie week gedryf om hierdie preek te preek. Dat ek vir myself moet sê, maar al het ek nie gehoor dat 'n ander gereformeerde predikant hierdie dinge al gesê het nie. Dis tyd vir die gemeente. En hy dryf ons om op te hou, om mooi woorde agter in psalmboeke te hê wat ons nie uitleef nie. Ons moet 'n gemeenskap van gelowiges wees. Dit help nie ons haal vir mense Hebreërs 10 vers 24 aan, of 25, laat ons die onderlinge samekomste nie nalaat nie, maar ons vergeet van die gedeelte in vers 24, laat ons na mekaar omsien, en mekaar aanspoor tot liefde en goeie werke. Wat van vers 24? Laat ons vir mekaar omgee. Ons maak 'n praktiese toepassing, broer en suster. Die opdrag is eintlik baie eenvoudig wat die Here vir ons gee. Maak jou oë oop. Ek is bekommerd dat die kerk van die Here se oë is nie oop nie. Ons het ons eie vriendekringe, ons het ons eie lewe, ons het ons eie kinders, ons het ons eie kleinkinders. Uiteindelik, broer en suster, met wie gaan jou kleinkinders trou? Waar gaan daai goeie mense wees, met wie jy hoop jou kleinkinders of agterkleinkinders gaan trou? Het jy nie nou 'n rol in mense se lewe te speel, sodat daar sulke mense gaan wees in die toekoms nie? Is dit nie deel van die kerk se roeping en opdrag nie? En daarom vra ek vir u, maak jou oë oop, kyk 'n bietjie rondom jou rond. Kyk na daardie mense wat een kant staan, alleen is, een kant sit, net hier wegstap. Maak jou deur oop, maak nie net jou oë oop nie, maak jou deur oop. Iemand nooi my nou vir ete en hulle sê vir my, dis nie 'n spoggerige ete nie. Ek sê, ek is bly daaroor. Ek is bly vir die geleentheid, my vrou is nie by die huis nie. Ek hou nie daarvan om alleen te wees nie. Ek kom, het maak nie saak of het brood en botter is nie, of brood en margarine is nie, moet die mens seker eerder sê. Ek sal graag saam met julle wees. En baie mense wat alleen is, broer en suster, moet ek vir u sê, as ons hulle nooi om na kerk by ons te kom eet, hulle vra nooit, wat eet ons nie? En daar noem ek 'n voorbeeld. Nooi mense om by jou te kom eet, by jou te kom kuier. Nooi hulle vir 'n koppie koffie. Gaan na hulle toe, loer net gou by hulle in, bel hulle, vra net, hoe gaan dit? Nie net 'n oop oog en 'n oop deur nie, maar ook werklike bereidheid, 'n willige hart. Wees bereid om mekaar op te tel. Daar's mense in die gemeente wat nie meer 'n maat het nie, of nog nooit 'n maat gehad het nie. Wat dink u wat gebeur wanneer hulle motors breek? Wat dink u wat gebeur wanneer hulle val, wanneer hulle siek word, wanneer hulle swaar kry? Wie help? Wie tel hulle op? Wie vra? Wie se verantwoordelikheid is dit? Die predikant se verantwoordelikheid? Dis een en elkeen van ons
se verantwoordelikheid. Daarom maak ek my oë oop en bid ek dat die Heilige Gees my oë sal oopmaak. Maak ek my deur oop, maak ek my hart oop. Hoekom is ons so bang om ons harte oop te maak vir ander mense? God het dat sy hart vir ons oopgemaak. En vir die mense wat alleen is, vir die mense wat nie iemand het nie, moenie in jou dop kruip nie. Moet ook nie die hele tyd wegskram, bedank, nie gaan nie, 'n verskoning hê, nie gemeentefunksies bywoon nie, dit help nie. Jy stoot mense weg. Daar is mense in ons ouete huis, broer en suster, ek is nou weer deur 'n reeks van huisbesoeke daar. Hulle sien nie mense nie, hulle kinders kom ook nie altyd by hulle uit nie. Wanneer laas het jy daar 'n draai gemaak by al daardie mense? En vir die wat eensaam en alleen is, onthou ook dat die Here het ook in 'n ander konteks dit ook bedoel. Matteus 28 vers 20, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ons is nooit werklik alleen nie, want die Here is by ons. Laat ons werklik nie praters wees nie, nie net hoorders van die woord nie, maar kragtige daders. Die Here het ons hier by mekaar gebring in 'n gemeente, en elke persoon in die gemeente is nodig om die liggaam van Jesus Christus hier op te maak. Kom ons dra werklik mekaar se laste. Kom ons gee werklik vir mekaar om. Amen. Kom ons dank saam. Groot en almagtige God en Here van die heelal, ons buig voor U in diepe aanbidding. Ons prys U vir U ondeurgrondelike wysheid, waarmee U die ganse skepping beplan, en U kerk ook as 'n familie saamgevoeg het. U grootheid is bo ons verstand, en tog sien U die geringste mens raak. Aan U, die drie-enige God, behoort al die lof en die eer. Hemelse Vader, ons dank U dat U ons nie alleen gelaat het in ons sonde en gebrokenheid nie, maar dat U U Seun gestuur het om die brug na ons toe te bou. Ons bring vandag elkeen voor U wat worstel met die swaar las van alleenheid en eensaamheid. Skenk aan hulle vrede wat alle verstand te bowe gaan. En bid, Here, ons bid Here dat ons harte sal verander. Stroop ons kaal van die selfsug en die gejaag na ons eie lewens. Gee vir ons 'n oog vir ons naaste. Gee dat ons huise se deure sal oopmaak, maar bo alles ons harte, sodat ons werklik 'n familie van gelowiges vir mekaar sal wees. Ons loof U dat U in U wysheid ons na mekaar toe gebring het. Ons bid Here dat U hierdie dinge werklikheid vir ons sal maak in die gemeente. Ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Ons nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid, broer en suster.
Ons gaan afsluit, broer en suster, met Psalm 100, vers 1 tot 4. Juich al wat lewe voor die Heer, den God met blijdschap gee hom eer. Kom nader voor sy aangezicht, en prys hom met 'n lofgedig. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy by te wees. Hanneer sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, ons volk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou al krag, tot in die laaste nageslag. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.